Môre, dis Vrydag die 24ste Julie en ek hoop jy begin vandag met 'n rustiger hart. Gister het ons gesien hoe Josef sy broers nader trek. Vandag kom die nuus uiteindelik by sy vader Jakob uit. Jakob het vir 20 jaar lank in rou geleef. Hy het geglo sy seun is dood. Maar wanneer die broers sê Josef leef nog, kan hy dit eers nie glo nie. Sy hart bly koud. Maar toe kyk hy by die tent uit en hy sien die waans wat Josef gestuur het. Ons maak klaar vandag met Genesis 45 en ons hanteer die laaste verse vanaf vers 16 tot 28. En ek wil jou soos ouer gewoonte aanmoedig om later die hele gedeelte rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is, Hy het nie vergeet nie. Dink gou hieraan, is jou hart soms te moeg om God se beloftes te glo? Of kyk jy na die bewyse wat hy reeds vir jou gestuur het? Nou kom ons begin en vandag se kernteks is van vers 25 tot 28. Ek lees vir ons. En hulle het opgetrek uit Egipte en in die land Kanaan aangekom by hulle vader Jakob. Toe hulle hom vertel, Josef leef nog en dat hy regerder is in die hele Egipteland, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my seun Josef leef nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe. Dink jouself in hierdie ou man se skoene in. Vir 2 dekades lank het hy net pyn geken. Vir hom was die storie verby. Toe sy seun sê Josef leef, kon sy verstand dit net nie vat nie. Die Bybel sê vir ons sy hart het koud gebly. Hy was bang om weer te hoop, maar toe stap hy buite toe. Daar staan die waans uit Egipte. In vers 27 staan daar 'n pragtige Hebreëse woord vir hierdie waans, agalot. Daardie waans was Josef se bewys. Dit was nie net stories nie. Dit was die bewys dat die seun wat hy gedink het dood is, werklik leef en vir hom 'n plek berei het. Die oomblik toe hy die waans sien, het Jakob se gees herleef. Nou hier sien ons die hart van die teks. God gee nie net beloftes nie. Hy gee ook bewyse wat ons geloof versterk. God het geweet hoe moeg Jakob se hart was. Hy het meer as woorde nodig gehad. Hy het die agalot nodig gehad om hom te oortuig dat die pad huis toe reeds betaal is. En hierdie waans wys ons weer eens reguit na die Here Jesus Christus. Ons harte raak ook soms moeg en koud. Ons twyfel of die evangelie regtig waar is, maar die Here Jesus los ons nie met twyfel nie. Hy het vir ons bewyse gestuur. Aan die kruis het hy ons skuld betaal. Uit die leë graf het hy opgestaan en bewys dat hy leef en regeer. Hy het vir jou sy woord gestuur om jou te versterk. Elke keer wanneer jy sy woord oopmaak, herinner God jou weer, my seun leef. Hy bring jou veilig huis toe. Jy hoef nie met 'n koue hart te leef nie. Kyk na wat Jesus reeds gedoen het. Sy genade is nie 'n droom nie. Dit is die werklikheid waarop jy jou lewe bou. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat U weet wanneer ons harte moeg en koud is. Dankie dat U ons nie net met woorde los nie, maar vir ons die bewyse van U liefde wys. Dankie vir die Here Jesus Christus wat leef, wat die dood oorwin het en wat op die troon sit. Help ons om vandag ons oë af te haal van ons vrese en te kyk na die genade wat U reeds vir ons gegee het. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As iemand in jou lewe vandag moedeloos is, moenie net met woorde probeer oortuig nie. Wys hulle die waans van genade in jou eie lewe, want Jesus leef en sy uitnodiging aan hulle is presies dieselfde. Ek hoop jy het 'n geseënde Vrydag.